So terwyl hulle daar uitgaan, bring jou kindertjies na die huis van die Here toe. Dis die volgende generasie. En as ons 'n groot impak in hulle lewe kan maak, dan kan hulle 'n groot impak op hierdie hele wêreld hê. Amen. Jou kind is belangrik vir Christus. As kindertjies nie vir hom belangrik was, sou hy nooit gesê het, moet hulle nie verhinder nie. Bring hulle na my toe. Amen. Is lekker om aan die gang te wees. Ek gaan 'n bietjie vandag met julle praat. So, ons het laas jaar ons 'n bietjie begin praat oor 'n doelgerigte lewe en ek weet, die jaar het so vinnig begin dat laas jaar voel alweer ver. So ek gaan jou herinner aan die eerste 3 goed wat ons gesê het. Ons praat van jou doelgerigte lewe, om te lewe met 'n doel, om nie net goed aan te pak en in 'n rigting in te slaan en te wonder waantoe is ek op pad nie, wat moet ek doen, wat is my doel nou eintlik hier op aarde, wat is my doel nou eintlik hier in Douglas, hierdie ou klein afgeleë dorpie. Ek kry nou dag 'n skool, 'n jong vrou wat saam met my op skool was, en sy bly op Bloemhof. Ek sê vir haar, wat is op Bloemhof? Hoekom het jy nou juist gekies om soontoe te trek? En sy sê vir my, Johan, dink gou mooi, wat is in Douglas? En ek, ons is net so 'n ou klein dorpie, so is nie juist dat daar veel van 'n verskil is nie. Maar weet jy wat? Die mooi van die woord is wat ek laasweek vir jou gesê het. Die woord van die Here sê, as jy na my woord luister en dit doen, geseënd sal jy wees in die stad. En dan kom die mooiste gedeelte van daai vers, geseënd sal jy wees in die veld. Waar ons is, in die platteland, in die veld, ons omgewing. Gister, toe ons daar by Dian en Anandi sit, en ek net so oomblik vat, en net so oor die veld kyk, en 'n ou net so rustig is, en ek dink, Here, hoe bevoorreg is ons nie, om hier te kan wees, in hierdie mooi omgewing van ons nie, tussen mooi mense. Noord-Kaap het mooi mense. Amen? As jy nie vir dit amen sê nie, dan skiet jy jouself deur die voet hierso. Alright, so dan is dit nie my skuld nie. Die Noord-Kaap het darem maar mooi mense. Amen, hier sommiges wat dit glo. Die eerste ding wat ons laas jaar oor gepraat het, oor 'n doelgerigte lewe, jou doelgerigte lewe is, die eerste ding, jy is gemaak om 'n glimlag op God se gesig te sit. Hy het jou nie gemaak om spyt te wees oor jou nie. Hy wil in 'n verhouding met jou wees, hy's lief vir jou, hy gee om vir jou, en die mooi van dit alles is, jy kan God laat glimlag, is dit nie wonderlik nie? Deur gehoorsaam te wees, deur in 'n verhouding met hom te staan, deur net te doen wat sy woord vir jou sê, deur sy woord te lees, deur hom te prys, dan sit jy 'n glimlag op God se gesig, en God wil in daai verhouding met jou staan. Dit is wat vir my altyd so wonderlik is, as ek so na die natuur kyk. Ek ry nou dag in my bakkie, en ek sien hoe die son opkom. Ek lieg. Ek het nie in my bakkie gery nie, ek moes my bakkie verkoop. In elk geval, ek ry in my Everest, bevoorreg, in elk geval, ry in my kar, en ek sien hoe die son opkom, en ek dink by myself, Here, my kop is te klein, om te bedink, hoe u 'n sonopkom so mooi laat lyk. Ek sê, maar tog, het u so groot God, u seun gestuur, om vir my te kom sterf. 'n Mens so klein, en so nuttig. Maar Here, u het my soveel waarde gegee, dat u die bloed van Jesus laat vloei het, aan 'n kruis, sodat ek nie verlore hoef te wees nie. Here, hoe groot is u goedheid nie? Hoe groot is die guns dan nie? Dis groot. En weet jy wat, deur hom so te prys en te eer, glo ek dat ons 'n glimlag op sy gesig gesit. En ek ervaar in daai oomblik hoe die Heilige Gees net kom en sê, Johan, weet jy wat? Ek is lief vir jou. Dis die mooiste van alles. Dit was 'n oorweldigende gevoel vir my gewees. Lekker gechunk terwyl ek ry. Want die Here is lief vir my. Hy sien my raak. Jou tweede doel, of die tweede rede hoekom jy gemaak is jy is gemaak om deel van sy gesin te wees. Jy sit nie net 'n glimlag op sy gesig nie, maar ek en jy is gemaak om deel van God se gesin te wees. Dis hoekom die samekoms van gelowiges
so belangrik is. Ek sê vanoggend, en jy kan nou maak met hierdie inligting wat jy wil, maar ek sê vanoggend vir die musiekgroep daar binne. Ek meen, ons is redelik close nog, omdat ons saam oefen, en ons het tye saam en alles, maar ek praat vandag van die gemeente ook, want die feit van die saak is dat ons kom baie meer by mekaar, as wat ek en my familie ooit by mekaar kom. Ek sê ek is closer met julle, as wat ek met 90% omtrent van my hele familie is. Julle is my familie. My gesin, ons is gemaak om deel te wees van God se gesin. Ons saam met mekaar. Ek is nie alleen nie, en jy is ook nie alleen nie. Ons is hier vir mekaar, en dis hoe dit veronderstel is om te wees. As jy jouself op 'n eensame plek bevind, dan wil ek vir jou sê, maak jou hart oop, en kom na die huis van die Here toe, waar jy saam met jou familie en jou geestelike gesin by mekaar kan kom. Moenie net verby almal loop, asof hulle vreemdelinge is nie. Skud tog die hand en sê, hallo, is lekker om deel van jou te kan wees. Amen? Want dit is wat die lewe is. Jy weet, ons lewe te veel verby mekaar. Selfs in hierdie klein dorpie. Praat nou die dag met mense wat sê, verskoon my, ja, maar die stadslewe is soveel besigger as die platteland. Dis ek, ek dink nie jy weet waarvan jy praat nie. Want dit voel vir my, ek vat nie grond nie. En as ek so na my mense kyk om my, dan sien ek, hulle vat ook nie grond nie. Ek meen, dit is 'n gehardlopery van oggend tot aan, alwaar ons dalk bietjie meer bevoorreg is as julle, maar dis ook nie ons skuld nie, dis julle skuld, is die verkeer waarin julle dalk sit. Ek sê maar verder kan ek jou beloof, ons is bitter besig. So die lewe in die platteland is ook besig. Ek het opgekom vir ons, want ek kry nou 'n foto wat sê, help jouself jammer kry as mense wat in die Noord-Kaap bly. Ja, ons is tawwe tienies. Ons is tawwe tienies. Hier maak hulle dinge anderste. Die Noord-Kaap weet nie wat die res van die wêreld weet nie wat die Noord-Kaap weet nie. As die manne van die Wes-Kaap in Gauteng hier instap en dit slaat 44 grade, dan slaan hulle 'n benoude gevoel uit van, ek het gedog my saak is reg. Hoe het ek hier in die hel opgeëindig? Nee? Ek ry noudag sny ek gras, voel die son brand my dood. Sê ek, Here, dankie dat hierdie plek die naaste aan die hel is wat ek ooit sal kom. Maar as jou saak nie reg is nie, is hierdie plek die naaste aan die hemel wat jy ooit sal kom. So wees versigtig. 44 voel nie lekker nie. Nou moet jy dink as dit bietjie warmer is. Die derde rede hoekom ek en jy gemaak is ons is gemaak om soos Christus te word. Okay? Ek sê nie jy gaan Christus homself word nie, want daar is net een seun, ek dink ons kan baie goed daarmee saamstem, Vader, Seun en Heilige Gees. Maar ek hoor nou die dag die een pastoor preek en ek luister 'n boodskap wat sê Christus is vir ons gegee om vir ons te wys wie ons kan wees hier op aarde, wie ons gemaak is om te kan wees hier op aarde. Glo dit of nie, maar Christus het waarde in jou en in my geheg en daar is krag in sy naam. En ons het sy naam. Ons ken sy naam. Ons lewe in sy naam. So ons is gemaak om meer soos Christus te word. Daarom is dit baie belangrik wat die woord van die Here ook vir ons sê, jaag die heiligmaking na. Dit sê nooit jy sal volkome heilig wees nie. As jy my vra hoe lank jy moet swat om heilig te wees, want geen pastoor is heilig nie, dan jy kan nie swat vir 'n aantal klompie jare, maar dis iets wat ons najaag, deur te hoor wat die woord van die Here sê, dit in te bou en dit te doen. Ek gaan terug na my boodskap van laasweek, vat verantwoordelikheid vir jou lewe. Vat verantwoordelikheid. Hou op om ander te blameer en hou op verskonings vir jouself uit te dink. Vat verantwoordelikheid. Begin die heiligmaking nou. Glo dat jy kan verander, want God het sy seun gestuur sodat jy juis in 'n lewe van oorvloed kan lewe. Glo dat jy kan verander. Kry 'n plan. Hier is die plan. Ons het gelukkig is ons nie planloos nie. Ons het 'n plan gekry waar volgens ons kan lewe. En dan moenie wag vir maandag nie. Begin nou. Begin nou. So as jy laasweek se boodskap gemis het, daar is hy in 'n kort tydjie. Ons is gemaak om soos Christus te word. Hierdie Sondag gaan ons praat oor die 4de rede. So ek nou kan sê ons 4de skepingsdoel op aarde. Jy is gemaak, en as jy pen en papier het, skryf hierdie neer. Dit is belangrik. Jy is gemaak en ek is gemaak. Of in plaas daarvan dat ons nou jy en jou hierso,
Sê saam met my, ek is gemaak om God te dien. Ek is gemaak om God te dien. Om 'n dienaar te wees. Praat nie van ons dien God as ons Sondag hier by die kerk kom en ons steek ons hande op. Ons is gemaak om dienaars van God te wees, om hom te volg. So ek en jy is gemaak om God te dien. Ons is gemaak om 'n verskil te maak in ons omgewing, in die wêreld waarin ons beweeg. Jy is gemaak om God te bedien, om God te dien. So, jy het 'n sekere klomp talente gekry en 'n sekere klomp vermoëns wat jy nie met jare net opgedoen het nie, maar ek glo dat God het jou die vermoë gegee om dit te kan doen vir 'n spesifieke rede. Ek wil vandag hê ons moet ons woord vat en blaai ons bietjie na Lukas hoofstuk 10 toe. Lewe het besig geraak en ons het baie keer baie verskonings oor hoekom ons nie kan doen vir God wat hy ons eintlik hier op aarde gemaak het nie. Jy weet, ek sê vanoggend deel ek met die musiekgroep, toe ek hierdie goed deurgaan in my lewe, toe besef ek, my doel op aarde is hierdie punt, is om God te dien in alles, om vir hom te lewe voluit. Dit maak nie so saak seer waar ek is nie, en dit maak nie so seer saak wat ek doen nie. So ons wil baie keer ons doel in ons werk vind, is hierdie regtig waar my lewensdoel om hier te wees, is dit regtig waar die plek waar ek myself moet bevind? Nee, as jy na hierdie woorde begin kyk, ek is gemaak om God te dien, ek is gemaak om 'n glimlag op sy gesig te sit, ek kan 'n glimlag op sy gesig sit, ek is deel van sy gesin. Oral in die wêreld, in hierdie land waar jy gaan beweeg, gaan daar gesinslede wees, familie wees, geestelike familie wees. Ek is gemaak om deel te wees van sy gesin. Ek is gemaak om soos Christus te word. Ek is gemaak om God te dien. Ek gaan nou nie vir die 5de een gee nie, anders kom jy nie volgende week nie. Maar ek is gemaak om God te dien. Ek is gemaak om God te dien. Dan besef ek, waar ook al ek myself bevind, kan ek my goddelike doel uitleef. Om die evangelie van God te verkondig en om mense te wys dat wanneer hulle na my lewe kyk, dis goed om die Here te dien, om sout te wees, ware sout van hierdie aarde, want dis wat God wil hê ek en jy moet wees, sout en lig. Mense moet aan jou lewe kan smaak wat dit is om God te dien. Hulle moet aan jou lewe kan sien, waar ook al jy beweeg. Op vakansie het jy 'n doel. En kan jy doelgerig lewe. In Douglas het jy 'n doel en kan jy doelgerig lewe. In Johannesburg het jy 'n doel. En in die middel van die woestyn het jy 'n doel en kan jy doelgerig lewe. Maar ek wil vandag met jou praat om diensbaar te wees. Om diensbaar te wees. Om te stop en te help. God se hart nog altyd was om te stop en te help. Toe hy verby die blinde man loop, was Jesus besig gewees. En die blinde man het geroep, Jesus, seun van Dawid, wees my barmhartig. En weens die skare het Jesus hom dalk net nie die eerste keer gehoor nie, en hy skree en hulle wil hom stilmaak en sê, hey, jy pla. Maar hy skree net harder en hy sê, Jesus, seun van Dawid, wees my net barmhartig, en Jesus gaan staan. Hy stop waarmee hy besig is. En hy sê, bring hy man hierso. Wat wil jy hê? En as ons gemaak is om soos Christus te word, en ons dien hom, ons begin diensbaar wees, dan wil ek vir jou sê, is nodig, dat ons stop, en diensbaar wees. Okay? Lukas hoofstuk 10. Wil jy met jou Bybel vat, blaai vir my na Lukas hoofstuk 10 toe. Dit is 'n wonderlike gedeelte, ons almal ken dit. Vers 25. 10 vers 25. Sien enige iemand in Rooghuis wat nog nie van die barmhartige Samaritaan gehoor het nie? Die gelykenis van die barmhartige Samaritaan. En daar het 'n sekere wetgeleerde opgestaan, wat hom, vir Jesus, versoek het, deur te sê, Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Jy sien, is baie keer net ons vraag is, wat moet ons doen om net die ewige lewe te beerwe?
En Jesus sê vir hom, hy sê, wat is in die wet geskrywe? Hoe lees jy dit? Sê vir my wat jy lees. En hy antwoord en hy sê, jy moet die Here jou God lief hê, uit jou hele hart, en uit jou hele siel, en uit jou hele siel, en uit jou hele krag, en uit jou hele verstand. Ek sien ek het daar 'n bietjie ge-chop and change. En dan sê hy, en jou naaste soos jouself. Vers 28, toe sê hy vir hom, jy het reg geantwoord, doen dit en jy sal lewe. Maar hy wou homself regverdig, baie groot ding hierso, hou op om jouself te regverdig, hou op om verskonings uit te dink, vat verantwoordelikheid. Hou op om na ander te kyk, vat verantwoordelikheid. Hy wou homself regverdig en sê vir Jesus, wie is my naaste? En Jesus antwoord en sê, 'n sekere man het afgegaan van Jerusalem na Jerigo en onder rowers verval. En nadat hulle hom uitgetrek en geslaan het, gaan hulle weg en laat hulle hom half dood lê. En bygeval het 'n priester met daardie pad afgekom. Dankie tog vir 'n priester. Sou hierdie man seker dink, hier's 'n man wat weet hoe om reg te doen. Het 'n priester met daardie pad afgekom, 'n Jood. En die Jode is baie beïndruk seker toe hulle dit hoor. En toe hy hom sien, gaan hy aan die ander kant verby, en net so ook 'n Lewiet by die plek gekom en hom gesien, en aan die ander kant verby gegaan. Maar, vers 33, 'n sekere Samaritaan, nou moet jy een ding besef, die Jode het nie baie die Samaritane gelike nie. Okay? Jesus kom en sê, het maak nie saak wie jy is nie. Jy kan 'n Lewiet wees, jy kan 'n priester wees, jy kan wees net wat jy dink jy is. Maar die man op die ou einde van die dag, het maak nie so seer saak wie hy is nie, en ek dink dis hoekom hy die Samaritaan gebruik, want hy sê hierso, maar 'n sekere Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom, en toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gevoel, en na hom gegaan, sy wonde verbind, en olie en wyn daarop gegooi, en hy het hom toe op sy eie pakdier gehelp, en hom na 'n herberg geneem, en vir hom gesorg. En toe hy die volgende môre weggaan, haal hy 2 pennings uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê vir hom, sorg vir hom en enige onkoste wat jy nog meer mag hê, sal ek jou betaal as ek terugkom. Wie dan van hierdie 3, vra Jesus, dink jy, was die naaste van hom wat onder die rowers verval het? En hy antwoord en hy sê, hy wat die barmhartigheid aan hom bewys het, en toe sê Jesus vir hom, gaan en doen net so. Sê 'n bietjie gaan en doen. Gaan en doen. Okay? Gaan en doen. Die krag in hierdie woord lê in, gaan en gaan doen. Net so. Om God te dien, beteken dat ons die gebrokenis op ons pad raak sien, en nie soos die Lewiet en die priester, verbystap nie. In ons besige skedules, waarin ons is, doen dit God se hart goed en sit dit 'n glimlag op sy gesig. Wanneer ek en jy op 'n plek kom waar ons 'n man of 'n vrou sien wat verval het onder die rowers. Die rowers van die lewe. Daar's baie verskillende goed wat jou kan beroof. Daar's baie rowers wat jou uitmekaar uitslaan. Daar's baie dinge wat in mense se lewe gebeur wat hulle gebroke en dood langs 'n pad laat lê, en half dood langs 'n pad laat lê. Dat ek en jy in die besige skedule waarin ons is, 'n tyd kan uitkoop om te sê, Here, U het hierdie persoon vir my pad gestuur. Jy sien, baie keer kom die gebrokenheid oor jou pad. En is dit nie daar vir my en jou om net raak te sien en te dink, "Ag, Here, U is so goed, U het my bewaar. Baie dankie dat ek nie soos hierdie ou uitmekaar uitgeslaan is langs die pad nie." Wat doen ons met die gebrokene wat oor ons pad kom? Hoe baie keer stop ons en staan ons stil en ons kan sê, hoor hierso, ek wil help. Wat kan jy doen? Dit het hierdie Samaritaan tyd gekos. Nommer 1. Dit het hom
van sy supplies gekos. Die goed wat hy by hom gehad het, gekos. Om na sy wonde te kyk. Dit het hom geld gekos. Maar weet jy wat is die mooi? Is dat God voorsien vir jou en vir my, elke dag. Ek dink ons almal kan saamstem, as ons sê God voorsien, elke dag. En dit waarmee hy ons voorsien, is ons baie keer geneig, om vir onsself te hou, en te sê dit behoort aan my. Wat is dit om God te dien? Ek wil vir jou sê, dis dit, om dit te vat wat God vir jou gegee het, en te sê, Here, wat kan ek hiermee doen om ander te help? Die Bybel sê, wie karig saai, en hier is 'n gedeelte wat my lewe verander het, ek het al die storie vertel, wat ek iets vir iemand moes doen, wat my alles gekos het, op daai stadium van my lewe. En ek huiver nog, en hierdie koringkorreltjie staan daar op 'n tafel, en ek trek nooit die goed nie. Jy weet mos nou hoe's 'n mens, as die Here met jou praat, ag Here, gee my net 'n teken. En ek vra die Here, Here, as hierdie werklik van U af is, gee my 'n teken, gee my 'n vers. En ek trek hom. Wie karig saai, sal karig oes. Maar wie volop saai, sal volop oes. Jy kan nie oes as jy nie gesaai het nie. Jy kan nie iets verwag as jy nie iets gegee het nie. En wanneer ons God dien, dan kos dit baie keer om iets te gee. Maar ek wil vandag vir jou sê, God sê, ek sal jou seën vir dit wat jy doen. Ek sal vir jou teruggee. Een persoon sê eendag, hy sê, dis baie beter om so deur die lewe te gaan. Laat God eerder insit en uithaal, soos wat hy nodig het. In plaas daarvan om so deur die lewe te gaan, en alles net vir jouself te hou. Hy sê, want op die einde van die dag beperk dit jou. Ons is baie keer geneig om terug te hou. Want daar word in ons gedagtes vir ons gesê, maar jy moet regmaak vir die dag van môre en oormôre en die dag daarna. Hou terug, sodat jy eendag kan rus en ook kan aftree en kan doen. En ouens, ek sê nie af met 'n aftreeplan nie, asseblief, moet my nou nie steenig verdien nie. Maar God kom en hy sê in sy woord, toe hy die bergpredikasie gee, laat môre oor homself worry. Môre het genoeg van sy eie dinge. Môre sal my voorsiening vir jou ook genoeg wees. Maar doen in vandag dit wat ek oor jou pad bring om te doen. En ek wil vir jou sê, ek kies veel eerder om soos hierdie barmhartige Samaritaan te wees, as wat ek soos die priester en die leviet is, en nog steeds teen dit gaan wat God vir ons gegee het om te doen. OK, nou kan ons verder blaai in ons Bybels. Lukas hoofstuk 12. Ek wil vandag vir jou hierdie twee stories lees en dan gaan ons kyk bietjie na ander verse ook in die Bybel. Lukas hoofstuk 12. Jy kan na Lukas hoofstuk 12 toe blaai. Die eerste ding wat ek by jou wou los is, dit kan jou iets kos. Dit kan jou iets kos. OK? Gaan jou tyd kos, dit kan jou geld kos, dit kan jou iets kos. Maar God seën dit. En in dit doen ons die wil van God. As ons kyk na die visie van ons huis, van Ruach gemeente, is dit Ruach, 'n huis wat sy heel beste vir God en vir mense gee. Ons wil nie net die heel beste ontvang nie. Ontvang is baie keer baie lekker. Maar hoe meer ons ontvang, hoe meer wil ons hê. Ons wil 'n huis wees wat sy heel beste vir God en vir mense gee. Die behoeftes, die gebrokenes raak sien. Ons wil gesonde mense en leiers wees. Eg in hulle geloof en ernstig oor hulle verhouding met God. Lukas hoofstuk 12, vers 13. Die gelykenis van die ryk dwaas. En een van die skare sê vir hom, en ouens, ek wil hê jy moet een ding besef gou hierso, dat
Die Samaritaan het nogal redelik gehad ook, want hy het gegee, vrygewig. Het gaan nie oor wat jy by mekaar gemaak het, het gaan nie oor rykdom of armoede of daai goed nie. Het gaan oor die mense wat God oor jou pad bring, wat gebroken is, wat word van hulle? Wat is dit wat jy kon doen? Die ryk dwaas. En een van die skare sê vir hom, meester, sê vir my broer, dat hy die erfenis met my moet deel. Maar hy antwoord hom, mens, wie het my as regter of deler oor julle aangestel? En hy sê vir hulle, vertel hulle weer 'n storie, pas op, wees op julle hoede vir hebsug. Hy sê, want iemand se lewe bestaan nie uit die oorvloed van sy besittings nie. Pas op, wees op julle hoede. Toe vertel hy hulle hierdie gelykenis, 'n ryk man se grond het goed gedra. En hy het by homself geredeneer en gesê, wat sal ek doen, want ek het geen plek waar ek my oes kan insamel nie. Toe sê hy, dit sal ek doen. Ek sal my skure afbreek en groter bou, en ek sal daar al my opbrengste en my goed insamel, en ek sal vir my siel sê, siel, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare. Neem rus, eet, drink, wees vrolik. Maar God het aan hom gesê, jou dwaas, in hierdie nag sal hulle jou siel van jou afeis. En wat jy gereed gemaak het, wie sin sal dit dan wees? Wie sin sal dit dan wees? Dit is 'n gevaarlike gedeelte. En weer eens wil ek nie met jou aftreeplan mors nie, is nie wat ek sê nie. Maar ek wil vir jou dit sê, ons is baie keer geneig om terug te hou, omdat ons net oor onsself worry en net aan onsself dink. En omdat die lewe net oor onsself gaan, en omdat ons vir onsself wil sê, siel, wees rustig, jy het baie goed, jy het goed gedoen. Eet, drink, wees vrolik, rus. En die gebrokenis wat oor ons pad kom, het ons soos die priester en die leviet verbygeloop, en niks aan hulle behoefte gedoen nie. En God kom en hy sê, dit sal van jou weggeneem word. En wie sin sal dit dan wees? Is dit nie hartseer dat 'n lewe baie keer gemors word? Omdat ons net fokus om al ons goed by mekaar te maak. Maar ons loop baie keer verby soveel mense wat half dood is. En ons doen niks daaraan nie. En hier is 'n gedeelte wat my ook aangespreek het. En ek en my vrou het so jaar of wat terug daaroor gepraat. Want ons het vriende. Ons het mense in ons lewe, dat as jy by hulle kom, dan gee hulle net. Al wat hulle doen is gee. Hulle gee net so, dat jy voel nader aan skuldig. Jy weet nie wat om te doen nie. Maar weet jy wat is die besluit wat ons geneem het? Dat dit wat ek en Dionay, ons het nie altyd veel nie. Maar weet jy wat? Dit wat ons het, wil ons gee. Want dit is beter om te gee, as om te ontvang. Want God seën ons, in elk geval. Maar ek wil vandag vir jou sê, dat ek het gekies, ek wil eerder 'n blessing wees, in plaas daarvan om net te ontvang. Ek wil 'n blessing wees vir die gebroken op my pad. Al stop ek net en kan ek 'n oomblik van inspraak in 'n lewe gee, uit my tyd uit. Dan wil ek dit doen, dan wil ek stop en ek wil 'n persoon bemoedig uit God se woord. Ek wil dit doen, want dit is vir my lekker. Dit is goed om te kan gee, om die behoeftes aan te spreek. En mag dit my in jou hart wees, om dit te doen. Jy hoef nie te blaai na hierdie gedeelte toe nie. Maar jy kan dit neerskryf. Galasiërs 5 vers 13 sê die volgende: Julle is tot vryheid geroep. Ons is bevoorreg, ons wandel in vryheid. Ons is in vryheid geroep, broeders. Toe sê hy, gebruik net nie julle vryheid as aanleiding vir die vlees nie. Gebruik nie dit wat God vir jou gegee het tot aanleiding van die vlees nie. Toe sê hy, maar dien mekaar deur die liefde. Ek en jy is geroep om God te dien. Dien mekaar deur die liefde. Handelinge hoofstuk 20 vers 35 sê, ek het julle in alles getoon dat ons deur so te arbei, swakkes moet help
En die woorde van Jesus moet onthou, dat hy gesê het, dit is saliger om te gee. Dit is saliger om te gee, as om te ontvang. Dit is saliger om te gee, as om te ontvang. Ek wil dit vandag by julle los, en dan wil ek vir julle 'n laaste versie gee. 1 Petrus 4 vers 10. En ek gaan dit vir jou in Engels lees. Each of you should use whatever gift you have received. So wat ook al se goeie gawe jy gekry het, die skills wat jy het. Dalk is jy 'n goeie verkoopsman. Help iemand om goed te verkoop wat hulle sukkel om te verkoop. Die skills wat jy het, hoe kan jy dit gebruik wat God jou gegee het? As jy goed met jou hande kan werk, hoe kan jy jou hande gebruik om iemand te help? As God jou finansiëel gebless het, hoe kan jy iemand anders bless met dit wat God jou gegee het? Want alles kom op die ou einde van God af. Ek vir jou sê, net so goed soos wat dit met jou kan gaan, so vinnig kan dit ook van jou weggeneem word. Dit wat ek en jy het is 'n geskenk uit die hand van God uit. En ek dink jy lees nêrens beter van dit as uit die boek van Job uit. Toe Job sê, naak het ek in hierdie wêreld ingekom en naak sal ek by hom uitgaan. Maar laat die naam van die Here geloof word. Alles is 'n geskenk uit sy hand uit. 1 Petrus 4 vers 10, ek sluit af met hierdie ding. Each of you should use whatever gift you have received to serve others. To serve others. So om te dien, om ander te dien. Ons moet die fokus kry op die gebrokenes, op ander mense, die behoeftiges, dit wat oor ons pad kom. As faithful stewards of God's grace in its various forms. 1 Petrus 4 vers 10. Gaan skryf dit neer, gaan lees dit weer. Ek daag jou uit. Ek daag jou vandag uit. En ek daag myself uit. As ons glo, ons kyk baie keer na die wêreld en ons sê, dit sal nooit beter gaan nie. Ons doen dit. Maar ek wil vir jou sê, vir solank as wat ons daai mentaliteit het, sal dit nooit beter gaan nie. As ons glo ons kan, as ons glo dat dinge kan beter gaan, en ons sit ons koppe daarop en ons begin dit doen, dan sal dinge beter gaan. As ons ophou ons vingers wys na regerings en wat ook al toe, en politiek toe, en as ons vingers vat, en dit vir onsself hou, en ons sê, Here, ek worry nie wat hulle doen nie, hulle is waansinnig, hulle spandeer die goeders nie soos wat hulle moet nie, maar ek is nie hulle nie, ek is nie hulle nie. Here, gebruik my, en dit wat U my gegee het, om iemand se wêreld 'n beter plek te maak. Gebruik my en dit wat U my gegee het, om die gebrokene wat oor my pad kom, te kan help. So ek wil jou vandag uitdaag, saam met myself. Kom ons vat hierdie week, en kom ons vat hierdie maand, en kom ons vat hierdie jaar, en ons gaan oop deur die lewe, en die gebrokene wat oor jou pad kom, help hom. Dit kan jou iets kos. Kan jou tyd kos, dit kan jou geld kos. Kan jou 'n brood kos, wat in jou huis is. Dalk kos dit jou slaapkamer, vir 'n aand of 3. Maar die woord van God sê, dis saliger om te gee, as om te ontvang. Ek wil eerder in die wil van God wees. Ek wil nie net weet wat's goed genoeg om die ewige lewe te beerf nie. Maar ek wil werklik my naaste dien. Ek wil werklik die woorde van hierdie huis op my hart dra.
Want ek is deel van hierdie huis. Ek wil my heel beste vir God en vir mense gee. En ek kan jou beloof dat as elkeen van ons wat in hierdie plek sit, met hierdie mentaliteit hier uitstap, sal die dorp van Douglas 'n baie beter dorp word. Sal die mense om jou gesond begin word. En sal die wêreld 'n beter plek word. Moenie gebreinspoel word deur te sê niks kan beter gaan nie. As ek en jy doen met dit wat God vir ons gee, die gebrokenes oor ons pad help, wil ek vir jou sê, hierdie dorp sal 'n beter plek wees. As ek en jy God kan dien, en dienaars kan wees, sal hierdie plek 'n baie beter plek word. Kom ons dien. Ek en jy is geroep om God te dien. En hier sê hy vir ons, as jy my wil dien, jou naaste, doen reg, doen goed. Hou op alles vir jouself hou. Ek wil nie op die einde van die dag kom en die Here sê vir my, jou dwaas. Soos wat hy vir hierdie man gesê het wat gedink het, hy het genoeg. Jou dwaas. Jy het al hierdie goed bymekaar gehad. Jy self sal dit nie eers benut nie. Ek staan eerder met niks in my sak voor God. Sy my vra, wat jy gedoen? Goed jy niks? Wil ek sê, Here, ek het dit alles vir jy uitgegee. Ek het dit alles gegee. Here, ek het die mense wat oor my pad gekom, Here, die wie u oor my pad gebring het ek gehelp. Want ek glo in dit, sal hy vir jou sê, mooi so. Goeie en getroue dienskneg. In plaas daarvan dat hy sê, gaan weg van my af. Jy het my nie geken nie. Want jy sien, ons dien God. 'n Vader wat sy heel beste vir jou gegee het. En vir my gegee het. Hy het nie eers sy eie seun se lewe teruggehou vir jou of vir my nie. Kom ons lewe met dieselfde mentaliteit. Amen. Die uitdaging is joune. Ek gaan nie vra om jou hand op te steek vir dit nie. Ek gaan nie. Die uitdaging is joune om te maak met dit wat jy wil. Maar ek wil vir jou 'n dag vir jou sê, ek wil die wêreld 'n beter plek maak. Dat mense God se goedheid kan ervaar. Dalk is daai broodjie wat hulle so graag kom vra op straat. Dalk sit hy vanaand en hy eet daai broodjie. En jy dink dis net 'n broodjie. Maar daai hongerkind smaak vir die eerste keer in sy lewe God se goedheid en guns en voorsiening op sy lewe. Die gebrokene op ons pad, wat ons baie keer veroordeel, nog voordat ons by hom gaan hoor het, wat is sy storie? Kom ons wees 'n huis, wat ons heel beste gee. Los die veroordeling vir God om te doen. Kom ons doen net, wat hy ons hier geplaas het om te doen. En dit gee hy vir ons in hierdie gedeelte. Kom sluit ons oë. Vader, dankie vir u goedheid en u guns op ons lewens. Here, die gewoonte wat ons so baie keer aan tafel bid, is Here, maak ons opreg dankbaar. Maar Here, ek wil net vandag sê, ek is opreg dankbaar vir u voorsiening elke dag in my lewe. En ek glo elkeen wat vandag hier sit, is opreg dankbaar vir u voorsiening, vir u goedheid, vir u liefde in hulle lewens. Here, dankie vir dit wat u vir ons gedoen het. Maar Here, help ons ook om 'n huis te wees wat ons beste, net soos dat u beste gee, wil ons ook ons beste gee.
Al kos dit ons iets. Here, wil ons vandag sê, ons is beter om te gee. Help ons om die gebrokenis raak te sien. Here, open ons oë om die gebrokenis en die gebrokenheid van hierdie lewe raak te sien, sodat ons as seuns en dogters van U kan intree en die verskil bring wat U vir ons gegee het, Here, wat ons kan bring. Mag U seën ook oor ons lewe wees.